In 'n luukse herehuis ontplof die spanning tussen die moeder van 'n miljoenêr en sy ambisieuse toekomstige skoondogter. Die jong vrou, oorweldig deur woede, skreeu dat sy met al die geld van die seun sal wegloop en openbaar so haar ware gierigheid. Maar op die hoogtepunt van die argument gebeur die onverwagte, die miljoenêr self kom in en is getuie van die verwoestende toneel. Wat hy hierna hoor, verander alles en verander liefde in 'n pynlike les oor waarheid en verraad. Die oggendson het die onberispelike tuine van die Van Zyl herhuis in Sandhurst, 'n luukse voorstad van Johannesburg, verlig. Koninklike palmbome het die indrukwekkende ingang geflankeer, waar luukse motors in perfekte simmetrie geparkeer was. Binne die 3-verdieping woning het Mev. Cecilia Van Zyl, 'n elegante dame van 65 jaar, by haar kamervenster uitgekyk terwyl sy die parelketting verstel wat haar oorlede man haar vir hul 30ste huweliksherdenking gegee het. Die weerkaatsing in die spieël het 'n vrou geopenbaar wat die gewig van ervaring met waardigheid gedra het. Die grys hare, perfek gestileer, het 'n gesig geraam wat deur die tyd gekenmerk is, maar wat 'n onberispelike houding gehandhaaf het, die resultaat van dekades as matriarg van een van Suid-Afrika se invloedrykste families. Mev. Cecilia, die ontbyt is bedien. Die sagte stem van Lisa, die huisbestuurder wat al meer as 20 jaar vir die familie gewerk het deur die gang weergal. Dankie, Lisa. Ek kom nou af. Cecilia het 'n laaste blik op die portret op die bidkassie gewerp, sy, veel jonger, langs haar man en hul enigste seun, Gustaf, nog 'n kind. Die jare het te vinnig verbygegaan. Nou was Gustaf 'n 38-jarige man, 'n suksesvolle sakeman wat die familie se reeds aansienlike fortuin met sy beleggings in die tegnologie-sektor vermenigvuldig het. Toe sy die marmertrap afkom, het Cecilia Lisa gevind wat die ontbyttafel rangskik. Die huisbestuurder, 'n 48-jarige swart vrou, het oplettende oë gehad wat min laat ontsnap het. Haar teenwoordigheid in die Van Zyl huis het veel verder gegaan as haar pligte. Sy was 'n vertroueling, raadgewer en, in baie oomblikke, die stem van die rede wat die familie bymekaar gehou het. Het Gustaf al vertrek, vra Cecilia, terwyl sy haar plek aan die hoof van die tafel inneem. Ja, mevrou. Hy het vroeg vertrek vir 'n vergadering. Hy het gesê hy sal terug wees vir middagete en mee. Katarina bring. By die hoor van die toekomstige skoondogter se naam, kon Cecilia nie 'n uitdrukking van ongemak vermy nie, vinnig versteek met 'n sluk koffie. Katarina Marais was haar seun se verloofde vir net meer as 'n jaar. Jonk, pragtig en gesofistikeerd, het die 27-jarige vrou Gustaf met 'n spoed verower wat die matriarg altyd gepla het. Die troue was oor 3 maande geskeduleer, en hoe nader die datum gekom het, hoe onrustiger het Cecilia geword. Mei. Katarina het vroeër gebel, het Lisa voortgegaan, terwyl sy 'n bietjie lemoensap bedien. Sy het gevra of die trourok al afgelewer is. En wat het jy gesê? Die waarheid. Dat niks nog aangekom het nie. Cecilia het geknik. Daar was iets aan Katarina wat nooit gelyk het nie, die oormatig geoefende glimlag, die noukeurige belangstelling in elke detail van Gustaf se sake, die manier waarop haar oë geglinster het by die sien van die familiejuwele. Lisa, het Cecilia na 'n oomblik van stilte gesê, het jy al iets vreemds aan my? Katarina opgemerk. Die huisbestuurder het gestop met wat sy besig was en na haar werkgewer gekyk. Jare van vertroue het tussen hulle bestaan genoeg om te weet wanneer 'n gesprek absolute opregtheid vereis het. Bedoel u behalwe die feit dat sy heeltemal verander wanneer minder Gustaf nie naby is nie? Cecilia het hartseer geglimlag. Dan is ek nie die enigste een wat dit agterkom nie. Mev. Cecilia, ek werk al 2 dekades vir hierdie familie. Ek het minder Gustaf sien groot word, studeer, die man word wat hy vandag is. En nog nooit in al die jare het ek hom so. Lisa het gehuiwer en na die regte woord gesoek. Blind, het Cecilia voltooi. Ek sou sê betower, mevrou. Asof hy onder 'n soort betowering is. Die matriarg het diep gesug. Liefde doen dit aan mense, Lisa. Dit verander selfs die briljantste mans in 'n liggelowige dwaas. Op daardie oomblik het Cecilia se selfoon gelei. Dit was haar prokureur, Paul Du Plessis, wat 'n dringende vergadering versoek het. Hy sou oor 3:30 met belangrike dokumente oor die toekoms van die familie se fortuin arriveer. Terwyl sy gewag het, het Cecilia na Gustaf se kantoor in die herehuis gestap. Die deur was oop, iets ongewoons. Haar seun was altyd uiters versigtig met sy dokumente.
Sy het die elegant versierde kamer met donkerhout meubels binnegegaan en 'n leer op die tafel opgemerk. Nuwe dagbreekprojek was op die etiket geskryf. Gedryf deur moederlike nuuskierigheid, het Cecilia die leer oopgemaak. Wat sy gevind het haar hart vinniger laat klop. Gedetailleerde planne vir die bou van 'n groot kompleks, vergesel van 'n amptelike dokument wat 40% van Gustaf se persoonlike fortuin bestem vir die stigting van 'n kinderhuis in die buitewyke van Johannesburg. Die projek het 'n skool, sportsentrum en mediese kliniek ingesluit, alles om honderde hulpbehoevende kinders te dien. Die trane het onverwags gekom. Dit was die seun wat sy grootgemaak het, vrygewig, bewus, bereid om sy voorregte te gebruik om 'n verskil te maak. Cecilia was terselfdertyd trots en bekommerd. Met haar kennis van Katarina, het sy getwyfel of die jong vrou die nuus met entoesiasme sou ontvang. Die deurklokkie het gelei en die prokureur se aankoms aangekondig. Terpaal, 'n middeljarige man met 'n kraambril en 'n onberispelike pak, het 'n swart leerleier by hom gedra. Na die aanvanklike groete het hulle in die hoofsitkamer gaan sit. Mef. Cecilia, soos ons ooreengekom het ek 'n gedetailleerde analise van Gustaf se finansiële situasie en die implikasies van die huwelik gedoen, het hy begin, terwyl hy sy bril verstel. En ek het ook 'n paar besonderhede oor my. Katarina ondersoek wat u versoek het. Die prokureur het sy leer oopgemaak en 'n paar dokumente uitgehaal. Wat het u ontdek, dokter, vra Cecilia, terwyl sy 'n knop in haar maag voel. Om mee te begin, Katarina Marey se volle naam is eintlik Carolina Meyer. Sy het die laaste van gebruik in al die dokumente hier in Johannesburg weggelaat. Lisa, wat koffie vir die twee bedien het, kon haar verbasing nie wegsteek nie. Daar is meer, het die prokureur voortgegaan. Sy het nie 'n graad in internasionale betrekkinge van die Sorbonne, soos sy beweer nie. Trouwens, ons het geen rekord van haar by enige Franse universiteit gevind nie. Cecilia het vir 'n oomblik haar oë toegemaak en die impak van daardie onthullings geabsorbeer. Wat haar familie se fortuin in Kaapstad betref, wel, dit bestaan nie. Die adres wat sy as haar ouers se woning verskaf het, is eintlik 'n kommersiële gebou in die middestad. Wat nog, terpaal? Cecilia se stem het effens gebewe. Die prokureur het gehuiwer, duidelik ongemaklik. Ons het verontrustende rekords gevind. 2 jaar gelede was 'n vrou met 'n baie soortgelyke beskrywing as my. Katarina, maar wat 'n ander naam, Marlene Leroux, gebruik het, verloof aan 'n sakeman in Bloemfontein. Die verloving is skielik verbreek toe ongeruimthede in haar verhaal ontdek is. Cecilia en Lisa het betekenisvolle blikke uitgeruil. En daar is nog 'n geval in Durban 4 jaar gelede. Die naam wat gebruik is, was Isabella Visser. Dieselfde patroon, vinnige toenadering tot 'n ryk man, verloving in rekordtyd, uitgebreide stories oor 'n bevoorregte lewe. En wat het in daardie geval gebeur, vra Lisa, onwillig om haar nuuskierigheid te bedwing. Die verloofde het alles voor die troue ontdek toe sy probeer het om 'n aansienlike bedrag na 'n oorseese rekening oor te plaas. Op daardie oomblik het Cecilia se selfoon weer gelei. Dit was Gustaf, wat laat weet het dat hy op pad was met Katarina vir middagete. Die matriarg het gevoel hoe haar bloed in haar are stol. Terpaal, ek het die dokumente van die kinderhuisprojek nodig. My seun kom met haar, en ons moet haar konfronteer. Die prokureur het verskrik gelyk. Mef. Cecilia, dit is miskien beter om eers privaat met die seun te praat. Daar is nie tyd nie, het sy met vasberadenheid in haar oë geantwoord. As ons wag, kan sy hom van enigiets oortuig. Ek ken my seun, hy is briljant in sake, maar naïef in die liefde. Lisa, wat die familie se temperamente goed geken het ingegryp, mevrou, die dokter is reg mee. Katarina kan die situasie in haar guns manipuleer as sy vasgekeer voel. Cecilia het opgestaan en haar parelketting verstel soos sy altyd gedoen het wanneer sy 'n moeilike besluit geneem het. Julle verstaan nie. Ek het te veel tyd gemors om voor te gee dat ek nie sien wat onder my eie dak gebeur nie. Vandag eindig hierdie klug. Die prokureur, wat sy kliënt se vasberadenheid herken het berustend geknik. Hy het haar die kopieë van die kinderhuisprojekdokumente oorhandig en die bewyse oor Katarina se ware identiteit bygevoeg. Ek sal in my kantoor wees. Bel my onmiddellik as u enige regshulp benodig. Na die prokureur se vertrek het Cecilia vir Lisa gevra om middagete soos beplan voor te berei. Ek wil hê alles moet normaal lyk tot die regte oomblik. En wanneer sal daardie oomblik wees, mevrou? Jy sal weet, Lisa.
Ons twee sal weet. Terwyl die huisbestuurder na die kombuis gegaan het die geluid van 'n motor wat parkeer die aankoms van Gustav aangekondig. Cecilia het diep asem gehaal en die dokumente in 'n nabygeleë laai geberre. Die konfrontasie was op die punt om te begin en sy het al haar krag nodig gehad om haar seun en die van Zyl familie se nalatenskap te beskerm. Buite het Katarina haar peperdierrok verstel voordat sy die herehuis binne gegaan het, heeltemal onbewus daarvan dat haar sorgvuldig geboude fasade op die punt was om in duie te stort. Haar masker van volmaaktheid sou val en die ware gesig van onbeteelde ambisie openbaar wat agter die berekende glimlagte en soetwoorde skuil. Die sagte geronk van 'n swart Porsche Cayenne se engine het opgehou in die oomblik toe Gustav van Zyl die aansitter by die ingang van die herehuis afgeskakel het. Lank met 'n atletiese bou en perfek gesnyde donker hare, het hy dieselfde lig van pretensielose gesofistikeerdheid uitgestraal wat hy van sy pa geërf het. Langs hom het Katarina Marais die trispieël verstel om haar onberispelike voorkoms 'n laaste keer na te gaan. "Is jy senuweeagtig?" vra Gustav, terwyl hy opmerk hoe haar delikate vingers op die konsole tussen die sitplekke tik. "Hoekom sou ek wees?" Katarina glimlag en leun oor om hom liggies op die lippe te soen. Die dier kenmerkende parfuum het die binnekant van die motor gevul. "Ek is net 'n bietjie angstig om die finale besonderhede van die troue met jou ma te bespreek." Gustav glimlag, heeltemal bekoor deur die vrou wat binnekort sy vrou sou word. Katarina was alles waarvan hy nog altyd gedroom het, intelligent, elegant, ambisieus. Toe hy haar 'n bietjie meer as 'n jaar gelede by daardie liefdadigheidsgeleentheid in Campsbaai ontmoet het hy onmiddellik geweet sy is spesiaal. Die verhouding het vinnig gevorder, en nou, met die troue wat nader kom, het hy gevoel hy is die gelukkigste man ter wêreld. "Mamma sal hou van die idees wat ons vir die seremonie het hy gesê, terwyl hy uit die motor klim en na haar deurstap om dit oop te maak. Sy wou nog altyd 'n groot troue vir my gehad het." Katarina glimlag, maar haar oor het nie die beweging van haar lippe gevolg nie. Die waarheid is dat haar verhouding met haar toekomstige skoonma ver van harmonieus was. Cecilia het nooit haar bedenkinge heeltemal weggesteek nie, altyd met daardie ondersoekende blik, asof sy deur haar kon sien. Dit was irriterend, maar Katarina was geduldig. Sy sou binnekort Mef van Zyl wees en sou toegang hê tot een van die grootste fortuine in die land. "Jou ma het goeie smaak," het sy opgemerk terwyl hulle deur die tuin gestap het. "Ek is seker ons sal oor alles ooreenkom." Toe hulle die herehuis binnekom, het Lisa hulle met haar gewone diskresie ontvang. "Welkom, Mef." Cecilia is in die sitkamer en wag vir u. Gustav, altyd liefdevol teenoor die huisbestuurder wat hom sien groot word vra, "Wat het ons vandag vir middagete, Lisa?" "Saam met granadelassaus en Siciliaanse suurlemoenrisotto, meneer." "Mei." Katarina se gunsteling. "Perfek," het hy uitgeroep voordat hy na die sitkamer gegaan het en sy verloofde se hand vasgehou het. Katarina het egter iets in Lisa se blik opgemerk, 'n mengsel van kennis en oordeel wat haar onrustig gemaak het. Daardie bediende het haar altyd te veel dopgehou. "Dankie dat u my gunsteling gereg onthou," het sy met 'n geforseerde glimlag gesê. In die sitkamer het Cecilia elegant gesit en gewag met 'n leer op haar skoot. Toe sy haar seun sien, het haar gesig opreg verlig. "Gustav, my skat." Sy het opgestaan om hom te omhels. "Mamma," het hy geantwoord en haar op die voorkop gesoen. "U lyk pragtig vandag." En Katarina, Cecilia het na haar skoondogter gedraai met 'n beheerde glimlag. "Welkom, my skat." Die twee vroue het ligsoentjies uitgeruil in 'n pantomime van toegeneentheid wat albei geweet het suiwer protokol was. "Hoekom sit julle nie?" het Cecilia voorgestel. "Ons het iets belangriks om te bespreek voor middagete." Gustav en Katarina het op die bank gaan sit terwyl Cecilia haar plek in die hoofleunstoel ingeneem het. Lisa het stilweg met 'n skinkbord drankies ingekom en water met suurlemoen vir almal bedien. "Gustav," het Cecilia begin, "ek het vanoggend 'n paar dokumente in jou kantoor gevind." Die sakeman se gesig het onmiddellik verander. "Mamma, het u sonder toestemming in my kantoor ingegaan?" "Die deur was oop, seun. Ek kon nie anders as om die leer op jou tafel op te merk nie." Katarina het die interaksie met toenemende belangstelling dopgehou. Daar was spanning in die lug, iets ongewoons tussen moeder en seun wat gewoonlik so goed oor die weg gekom het. "Nuwe dagbreekprojek," het Cecilia voortgegaan. "Dis waaroor ek wil praat." Gustav het 'n bietjie ontspanne gelyk. "Ag, dit.
Wel, ek was van plan om julle albei vandag self te vertel. Vertel wat, vra Katarina, haar stem soet terwyl sy die angs wat sy begin voel het, verbloem. Cecilia het die leer oopgemaak en die dokumente uitgehaal. My seun het iets buitengewoons beplan, Katarina. Iets wat die bewonderenswaardige karakter demonstreer wat ek hom altyd aangemoedig het. Gustav glimlag, sigbaar trots. Dit is 'n projek wat ek al maande lank ontwikkel. 'n Volledige maatskaplike kompleks vir behoeftige kinders in die oostelike buitewyke van die stad. 'n Kinderhuis, vra Katarina, haar stem nou effens skerper. Meer as dit, verduidelik hy opgewonde. Dit sal 'n opvoedkundige, sport- en gesondheidssentrum wees, 'n plek waar kinders sonder familie werklike ontwikkelingsgeleenthede kan hê. Katarina het 'n glimlag geforseer. Wat 'n wonderlike idee, my lief. Liefdadigheid is altyd belangrik. Sy het 'n berekende pouse geneem. En hoeveel sal dit kos om te bou en in stand te hou? Gustav en Cecilia het blikke uitgeruil, en dit was die matriarg wat geantwoord het, ongeveer 40% van my seun se persoonlike fortuin. Die glas water wat Katarina vasgehou het, het amper uit haar vingers gegly. 40%, herhaal sy ongelowig. Maar dit is 'n absurde bedrag. Dit is presies wat nodig is om te verseker dat die projek op lang termyn volhoubaar is, verduidelik Gustav, sonder om die verandering in sy verloofde se uitdrukking op te merk. Ek wil iets skep wat geslagte kinders sal aanhou help, nie net 'n simboliese gebaar nie. Katarina het diep asem gehaal en probeer om die woede wat binne in haar geborrel het, te beheer. Al haar noukeurige beplanning was in gevaar. 40% het byna die helfte van die fortuin beteken waartoe sy na die troue toegang wou verkry. Gustav, my lief, het sy begin met haar mees redelike toon. Dink jy nie ons moes eers hieroor gepraat het nie? Ons is immers op die punt om te trou en finansiële besluite van hierdie omvang beïnvloed ons toekoms saam. Cecilia het die toekomstige skoondogter se reaksie noukeurig dopgehou en haar vermoedens bevestig. Katarina se oë het vir 'n oomblik daardie berekende glans verloor en 'n flits van woede geopenbaar wat vinnig verbloem is. Katarina is reg, sê Cecilia, wat albei verras. Julle moes dit as 'n paartjie bespreek het. Maar aangesien ons nou almal hier is, hoekom gebruik ons nie die geleentheid om 'n paar praktiese kwessies op te klaar nie? Watter kwessies, mamma, vra Gustav, verward oor die rigting van die gesprek. Cecilia het nog dokumente uit die leer gehaal. Die voorhuwelikse ooreenkoms wat jou prokureur voorberei het, om mee te begin. Katarina het sigbaar bleek geword. Voorhuwelikse ooreenkoms. Ons het dit nooit bespreek nie, Gustav. Die sakeman het ongemaklik gelyk. Ek was van plan om dit ook vandag te noem. Dit is net 'n formaliteit, my skat. My adviseurs het daarop aangedring, gegee die volumebates van die maatskappye. Formaliteit, herhaal Katarina, haar stem nou bewende. Stel jy voor dat ek enige dokument sou onderteken wat my van jou bates sou uitsluit. Dit is nie uitsluiting nie, korrigeer Cecilia. Dit is wederwysige beskerming. Ek is seker jy verstaan, gegee jou vermeende ervaring in internasionale betrekkinge en jou kennis van familiebesighede. Die gebruik van die woord vermeende het Katarina nie ontgaan nie, wat haar oë vir haar toekomstige skoonma vernou het. Ek verstaan nie wat my opleiding hiermee te doen het nie, het sy teruggekap en haar kalmte moeilik behou. Ek wys net daarop dat iemand met jou bevoorregte opvoeding sekerlik die belangrikheid van duidelike regsreëlings verstaan, het Cecilia geantwoord, met 'n raaiselagtige glimlag. Veral wanneer dit 'n fortuin behels wat oor geslagte heen opgebou is. Lisa het weer by die deur verskyn. Die middagete is bedien, mevrou. Perfek, sê Gustav, duidelik verlig deur die onderbreking. Ons kan hierdie gesprek tydens die maaltyd voortsit. Eintlik, onderbreek Katarina, wil ek hierdie dokumente nou sien. Beide die van die kinderhuis en die van die voorhuwelikse ooreenkoms. Cecilia het die leers aan die jong vrou oorhandig, wat dit met toenemende agitasie begin deurblaai het. Haar oë het vinnig oor die nommers geskandeer, en elke bladsy wat omgedraai is, het haar spanning blykbaar verhoog. Dit is absurd, het sy uiteindelik gemompel. Jy skenk byna die helfte van jou besittings aan vreemdelinge, en jy wil hê ek moet 'n dokument onderteken wat my van die res uitsluit. Hulle is nie vreemdelinge nie, Katarina, antwoord Gustav, verras deur sy verloofde se reaksie. Hulle is behoeftige kinders. En die ooreenkoms sluit jou nie van alles uit nie, dit beskerm net die sakebates en stel redelike parameters vas. Redelik. Katarina se stem het verhef.
Hoe kan ek 'n lewe aan jou sy bou as jy my nie genoeg vertrou om te deel wat jy het nie? Cecilia het ingegryp, ware liefde word nie in syfers gemeet nie, my skat. As jy my seun werklik liefhet vir wie hy is, en nie vir wat hy het nie, behoort hierdie dokumente nie 'n probleem te wees nie. Dit was soos om 'n vuurhoutjie naby petrol aan te steek. Katarina se gesig het in 'n uitdrukking getrek wat Gustaf nog nooit van tevore gesien het nie. En wie is u om my lesse oor ware liefde te gee, het sy aangeval en skielik opgestaan. U het die hele lewe lank die seun beheer, en nou wil u ook ons huwelik beheer. Katarina, roep Gustaf, geskok deur die ontploffing. Moenie so met my ma praat nie. Hoekom nie? Sy probeer my duidelik van jou weghou, besef jy dit nie? Katarina het na Cecilia gedraai. U het my nooit aanvaar nie van die eerste dag af. Altyd met agterdog na my gekyk, altyd iets gesoek om teen my te gebruik. Cecilia het kalm gebly ondanks die aanval. My enigste belang is om my seun te beskerm en te verseker dat hy gelukkig is. As dit beteken om ongemaklike waarhede bloot te lê, dan so be dit. Waarhede? Katarina lag senuweeagtig. Watter waarhede? Byvoorbeeld, die feit dat jy nie aan die Sorbonne gestudeer het nie, soos jy beweer het, antwoord Cecilia kalm. Of dat die adres wat jy as jou ouers se woning in Kaapstad verskaf het, eintlik 'n kommersiële gebou is. Die stilte wat gevolg het, was oorverdowend. Gustaf het van sy ma na sy verloofde gekyk en duidelik probeer verwerk wat hy pas gehoor het. Waaroor praat sy, Katarina, vra hy uiteindelik. Die jong vrou het diep asem gehaal en haarself vinnig herstel. Jou ma het iemand gehuur om my te ondersoek, Gustaf. Pla dit jou nie? Hierdie skending van my privaatheid. Beantwoord die vraag, het hy aangedring, sy toon nou ernstig. Het jy aan die Sorbonne gestudeer of nie? Natuurlik het ek gestudeer, roep sy uit. Maar ek moes vertrek voordat ek gegradueer het weens familieprobleme. Is dit so moeilik om dit te verstaan? En jou ouers? Waar woon hulle regtig? My ouers? Katarina het gehuiwer. Hulle het onlangs verhuis. Daardie adres was van voorheen. Gustaf frons duidelik ontevrede met die va-antwoorde. Cecilia, wat die gaping opgemerk het, het voortgegaan, en wat van Marlene Leroux en Isabella Visser? Het hierdie mense ook iets met jou te doen? Katarina se gesig het alle kleur verloor. Haar oë, nou wyd oop, het opregte paniek geopenbaar. Vir 'n oomblik het dit gelyk asof sy daar sou in mekaar sak. Maar toe, in 'n verrassende wending, het sy dreigend na Cecilia gestap. "U probeer my lewe vernietig," skree sy, haar gesig verwronge van woede. "U het mense gehuur om leuns oor my te versin." Lisa, wat die toneel vanuit die eetkamer deur dopgehou het, het 'n tree vorentoe gegee, bekommerd oor die plofbare wending wat die situasie geneem het. Gustaf het ook opgestaan en homself tussen sy verloofde en sy ma geplaas. "Katarina, kalmeer," het hy gevra. "Dit lei tot niks. Kom ons eet middagete en praat dan rustiger." "Middagete," roep sy ongelowig. "Jou ma het my pas daarvan beskuldig dat ek 'n bedrieger is, en jy wil salm met granaatlassous eet asof niks gebeur het nie." Cecilia het bly sit en Katarina se elke reaksie noukeurig dopgehou. Die masker het vinniger geval as wat sy verwag het. Dit was genoeg om spesifieke punte aan te raak sodat die ware persoonlikheid begin verskyn het. "Gustaf," sê Cecilia kalm, "jou pa het altyd gesê dat 'n mens se karakter nie in tye van vreugde geopenbaar word nie, maar in teëspoed. Kyk goed na wat hier gebeur." Daardie melding van sy pa het Gustaf diep geraak. Hy het 'n tree teruggegee en na Katarina gekyk asof hy haar vir die eerste keer sien. Die atmosfeer in die Van Zyl sitkamer het heeltemal verander. Wat as 'n familievergadering begin het om trouvoorbereidings te bespreek, het nou sy ware aard geopenbaar, 'n slagveld waar waarhede en leuns heftig gebots het. Katarina het moeilik asem gehaal, haar oë het van Cecilia na Gustaf gespring, soos 'n vasgekeerde dier wat 'n ontsnaproete soek. Die melding van daardie name, Marlene Leroux en Isabella Visser, was soos 'n direkte hou in haar maag. Hoe het daardie bemoeisieke ou vrou dit uitgevind? Sy was hierdie keer so versigtig. "Gustaf," het Katarina weer probeer, haar stem aangepas tot 'n meer beheerde toon. "Gaan jy jou ma se insinuasies glo of die vrou wat jy liefhet? Wat ingestem het om met jou te trou?" Die sakeman het opreg verdeeld gelyk, sy blik het afgewissel tussen die twee belangrikste vroue in sy lewe. "Ek wil net verstaan wat aangaan," het hy uiteindelik gesê.
As daar 'n misverstand is, kan ons dit opklaar. Cecilia het stadig opgestaan, die elegansie van haar bewegings in kontras met die tasbare spanning in die vertrek. Daar is geen misverstand nie, seun. Net feite wat gekonfronteer moet word. Feite? Katarina lag senuweeagtig. Noem u die inligting wat u deur private ondersoekers verkry het wat my privaatheid skend, feite. Ek noem dit feite wat bewys kan word, antwoord Cecilia kalm. Sy stap na sy tafel en maak 'n laai oop, waaruit sy nog dokumente haal. Soos hierdie registerinnskrywings van die Bloemfontein Landdroskantoor, wat 'n sekere Marlene Leroux toon wat betrokke was by 'n saak van poging tot finansiële bedrog teen die sakeman Eduard Joubert. Die aangehegte foto is interessant. Sy het die dokument aan Gustaf oorhandig, wat dit met sigbaar bewende hande geneem het. Sy oë het groot geword toe hy die beeld sien. Dit is jy, Katarina. Die jong vrou het vinnig vorentoe gestap en probeer om die papier uit sy hande te ruk. Dit is 'n toeval. Daar is duisende vroue met soortgelyke kenmerke in Suid-Afrika. Maar Gustaf het teruggetree en die dokument buite haar bereik gehou. Vir die eerste keer sedert hy haar ontmoet het, het hy Katarina met 'n kritiese blik dopgehou en besonderhede opgemerk wat voorheen ongemerk verbygegaan het. Die effense aksent wat verander het na gelang van met wie sy gepraat het. Die stories oor haar kinderjare wat nooit heeltemal konsekwent gelyk het nie, die afwesigheid van langtermynvriende of nabye familielede. En dit het Cecilia onverpoos voortgegaan en nog 'n dokument voorgelê. 'n Polisieverslag van Durban, waar Isabella Visser daarvan beskuldig word dat sy juwele van die Botha-familie gesteel het. Die fisieke beskrywing is feitelik identies aan joune. Leuns, het Katarina geskree en haar kalmte heeltemal verloor. Dit alles is komplotte om my van u seun weg te hou. U wou nooit hierdie huwelik hê nie. Lisa het die toneel met toenemende kommer dopgehou. In al haar jare in die Van Zyl-huis het sy nog nooit so 'n plofbare situasie beleef nie. Sy het haar diskreet nader aan Cecilia geplaas, omdat sy gevoel het dat die matriarg dalk ondersteuning nodig het. Ek wil net die beste vir my seun hê, het Cecilia geantwoord, terwyl sy 'n kalmte behou wat Katarina net nog meer kwaad gemaak het. En dit beteken om hom te beskerm teen mense wat hom dalk net uit belangstelling wil nader. Belangstelling? Katarina lag hysteries. Dink jy ek het u seun se geld nodig? My familie is net so tradisioneel soos u se. Hoekom het jy dan oor jou agtergrond gelieg, vra Gustaf, uiteindelik sy stem teruggekry. Hoekom 'n opleiding aan die Sorbonne versin? Hoekom my nie aan jou ouers voorstel nie? Jy sou nooit verstaan nie, het sy geantwoord. Trane het begin rol oor haar perfek opgemaakte gesig. Daar is komplikasies in my familielewe wat ek nog nie verkies het om te deel nie. Komplikasies, vra Cecilia. Soos om vals identiteite te gebruik om ryk mans te nader. Dit was asof iets binne Katarina gebreek het. In 'n vinnige beweging het sy na Cecilia gestap, haar oë het gebrand van haat. "U weet niks van my nie." "Niks." Gustaf het onmiddellik gereageer en probeer om Katarina vas te hou, maar sy het met verrassende behendigheid ontwyk. Voordat enigiemand kon reageer, het sy Cecilia bereik en in 'n gebaar vol woede haar hand opgelig en 'n hewige klap teen die matriarg se gesig toegedien. Die geluid van die aanval het deur die kamer weergalm soos 'n donderslag. Cecilia het agteruit gestruikel en haar hand na haar gesig gebring wat nou deur 'n rooierige vlek gekenmerk is. Haar oë het egter geen vrees of verrassing getoon nie, net 'n hartseer bevestiging. "Mamma," roep Gustaf en hardloop om Cecilia te ondersteun. Lisa, wat verskrik toegekyk het, het die skinkbord wat sy vasgehou het, laat val. Die slag van die porselein wat op die marmervloer gebreek het die chaos van die toneel verder versterk. Sonder om te aarzel, het die huisbestuurder haarself tussen Cecilia en Katarina geplaas. "Genoeg," roep Lisa uit met 'n gesag wat almal verras het. "U sal mif." Cecilia nie weer aanraak nie. Katarina het met absolute minagting na die bediende gekyk. "En wie is jy om vir my te sê wat om te doen, 'n eenvoudige huishoudster wat dink sy is deel van die familie?" "Ek is iemand wat boosheid kan herken wanneer ek dit van aangesig tot aangesig sien," antwoord Lisa, sonder om 'n sentimeter terug te deins. "En u, juffrou, het sopas u ware gesig gewys." Gustaf, wat nog sy ma se skouers vasgehou het in 'n skoktoestand gelyk. Jy het my ma geslaan," het hy gemompel, asof hy homself probeer oortuig van die werklikheid van wat hy pas gesien het. Katarina, wat die erns van haar daad besef het probeer terugdeins.
Gustaf, ek het beheer verloor. Jou ma het my tot die uiterste geprovokeer. Niks regverdige geweld nie, het hy geantwoord, sy stem gelaai met 'n koue wat Katarina nog nooit van tevore gehoor het nie. Niks. Cecile, wat van die aanvanklike skok herstel het haar houding reggemaak. Die rooi op haar gesig het dramaties gekontrasteer met haar bleek vel, maar haar oë het die onwankelbare waardigheid behou wat haar altyd gekenmerk het. Dit is reg, seun, het sy gesê, alhoewel haar stem effens gebewe het. Dit bevestig net wat ek reeds van u verloofde se karakter vermoed het. Karakter? Katarina lag bitterlik. U praat van karakter terwyl u mense hier om my lewe te ondersoek, my privaatheid te skend. En dan gebruik u dit om u seun van my te probeer vervreem. Watter soort persoon doen dit? Moeder, antwoord Cecile eenvoudig. Moeder wat enigiets sou doen om haar seun te beskerm. Gustaf het na Katarina gekyk asof hy haar vir die eerste keer sien, nie die elegante en gesofistikeerde vrou op wie hy verlief geraak het nie, maar iemand heeltemal anders, 'n vreemdeling wat in staat was tot geweld en manipulasie. Ek wil hê jy moet uit my huis gaan, het hy uiteindelik gesê, sy stem sag maar ferm. Wat? Katarina het opreg verras gelyk. Jy skop my uit oor 'n oomblik van onbeheer. Nee, antwoord Gustaf. Ek vra jou om te vertrek omdat ek nie weet wie jy regtig is nie. En totdat ek seker is, wil ek jou nie naby my familie hê nie. Katarina het rondgekyk en na 'n uitweg uit daardie situasie gesoek. Haar blik het Lisa se gekruis wat ferm langs Cecile gebly het. Die bediende het niks gesê nie, maar haar oë het 'n stilswygende kennis oorgedra asof sy altyd deur Katarina se vermomming gesien het. Julle kan dit nie aan my doen nie, sê Katarina, die trane het nou vrylik oor haar perfekte grimering geloop. Ek het regte as u verloofde. Regte, vra Cecile. Regte op wat, presies? Op my seun se fortuin. Op die bates wat ons familie oor geslagte heen opgebou het. Dit is onregverdig, skree Katarina en verloor weer beheer. Ek verdien dit. Ek het 'n hele jaar lank u vervelige aandetes, u arrogante vriende, u herhalende stories oor sake verduur. Ek verdien vergoeding. Die stilte wat gevolg het, was oorverdowend. Die woorde het in die lug gehang soos 'n onwillekeurige bekentenis wat niemand kon terugtrek nie. So, dit is dit, het Gustaf gemompel, die skok het plek gemaak vir pynlike begrip. Dit was alles 'n opvoering van die begin af. Katarina het haar noodlottige fout besef. In 'n oomblik van woede het sy te veel geopenbaar. Sy het probeer terugdeins, maar dit was te laat. Nee, dit is nie wat ek bedoel het nie. Jy verstaan alles verkeerd. Ek dink ek verstaan vir die eerste keer alles duidelik, het hy geantwoord. Gaan asseblief uit my huis. Ek sal jou goed na die adres stuur wat jy verskaf. Jy kan nie so met my opbreek nie. Katarina het na hom gestap en probeer om sy hande vas te hou. Ons het planne, ons het 'n toekoms saam. Gustaf het teruggetree en kontak vir my. Ons het niks. Die trou is gekanselleer. Gekanselleer. Katarina se stem het verskeie oktawe gestyg. Na alles wat ek in hierdie verhouding belê het. Al die verlore tyd. Belê, herhaal hy met bitterheid. Is dit hoe jy ons verhouding sien? As 'n belegging. Katarina het besef dat sy haar eie graf grawe elke keer as sy haar mond oopmaak. Sy het van strategie verander en haarself op die bank laat val in 'n teatrale vertoning van wanhoop. Ek weet nie wat ek sê nie, ek is verward, ek voel aangeval, agtervolg hy. Cecile, wat die toneel met toenemende ongemak dopgehou het 'n betekenisvolle blik met Lisa uitgeruil. Albei het die manipulasie wat aan die gang was, herken. Gustaf, roep Cecile saggies. Ek dink dit is beter om hierdie gesprekke ander dag voort te sit, wanneer ons almal rustiger is. Maar Katarina was nie bereid om die slagveld so maklik te verloor nie. Sy het opgespring, die broosheid van oomblikke tevore heeltemal vergeet. Nee. Ek gaan nie hier weggaan voordat ek dit opgelos het nie. Jou seun se geld gaan myne wees. Verstaan jy? Myne. Wat sê jy? Gustaf het gelyk asof hy nie kon glo wat hy pas gehoor het nie. Presies, het Katarina voortgegaan, nou heeltemal buite beheer. Ek het te hard gewerk om jou te verower, om jou bemoeisieke ma te verduur, om hierdie arrogante bediende te verduur wat dink sy is deel van die familie. Ek gaan nie met leë hande weg nie. Jy het sopas alles bevestig wat my ma vermoed het, sê Gustaf, sy stem gelaai met teleurstelling.
Dit het nooit oor liefde gegaan nie, dit het van die begin af oor geld gegaan. Katarina lag hysteries. Liefde. Dink jy huwelike soos ons sin gebeur uit liefde? Ons is volwassenes, Gustav. Mense van ons sosiale klas trou vir verbindings, vir bates, vir status. Praat vir jouself, het hy koud geantwoord. Ek het werklik geglo in wat ons gehad het. Katarina se uitdrukking het weer verander, en sy het besef dat sy te ver gegaan het. Gustav, asseblief, ek het dit nie bedoel nie, ek is senuweeagtig, ek sê dinge sonder om te dink. Maar dit was te laat. Iets was onherstelbaar gebreek in daardie kamer. Gustav het na die deur gestap en dit oopgemaak. Gaan uit. Nou. Katarina het rondgekyk, asof sy iewers ondersteuning soek, maar sy het net 3 vasberade gesigte gevind. Met 'n laaste blik van haat vir Cecile, het sy haar ontwerpershandsak opgetel en na die uitgang gestap. Dit is nie verby nie, het sy gesê en by die deur gestop. Niemand doen dit aan my en kom daarmee weg nie. Ek het bewyse van ons verhouding, ek het boodskappe, ek het diergeskenke wat as formele beloftes beoordeel kan word. 'n Goeie prokureur sal miljoene van jou eis vir emosionele skade en onvervulde beloftes. Gustav het ferm gebly, alhoewel sy gesig die impak van daardie dreigement geopenbaar het. Doen wat jy dink die beste is. Ek het al die hulpbronne om myself te verdedig. Met 'n laaste blik vol haat het Katarina die deur hard genoeg toegeslaan om die skilderye aan die muur te laat bewe. Die stilte wat gevolg het, was swaar, byna versmorend. Gustav het vir etlike sekondes onbeweeglik gebly, soos 'n standbeeld wat in 'n oomblik van diep pyn gevries is. Uiteindelik, sonder om 'n woord te sê, het hy na sy ma gestap en haar styf omhels. Vergewe my, het hy teen Cecile se grys hare gemompel. Ek moes van die begin af na u geluister het. Daar is niks om te vergewe nie, het sy geantwoord en haar seun se rug gestreel soos sy gedoen het toe hy nog 'n seentjie met geskraapte knieë was. Liefde verblind ons soms en dit gebeur selfs met die intelligentste mense. Lisa, wat gevoel het dat moeder en seun 'n oomblik alleen nodig het diskreet uit die kamer begin beweeg. Lisa, roep Gustav, dankie dat jy my ma verdedig het. Jou daad van moed sal nie vergeet word nie. Die huisbestuurder het respekvol geknik. Ek het net gedoen wat my hart my gesê het, meneer. Hierdie familie is vir my belangrik. Toe hulle alleen was, het Gustav sy ma gehelp om weer te sit. Is u okay? Moet ons 'n dokter bel? Cecile het aan haar gesig geraak, nog sensitief van die aanranding, maar het liggies geglimlag. Dit sal nie nodig wees nie. Ek het al erger dinge in my lewe deurgemaak. Hoe het u dit uitgevind, vra hy en sit langs haar. Oor Katarina bedoel ek. Dit was 'n reeks klein ongeruimthede wat opgehoop het, verduidelik Cecile. Die manier waarop sy haar aksent effens verander het na gelang van met wie sy gepraat het. Die stories oor haar familie wat nooit presies dieselfde gelyk het wanneer dit herhaal is nie. Die algehele afwesigheid van langtermynvriende of familielede by ons byeenkomste. Gustav het geknik en nou die tekens herken wat hy so lank geïgnoreer het. Interpol het met die ondersoek gehelp. Ja. Toe my vermoedens te sterk geword het om te ignoreer, het ek hom gevra om diskreet haar agtergrond na te gaan. Wat ons gevind het, was verontrustend. Ek was 'n dwaas, het Gustav erken en sy hande oor sy gesig gestryk in 'n gebaar van frustrasie. 'n Volledige idioot. Nee, seun, korrigeer Cecile sagkens. Jy was net iemand wat in die beste van mense geglo het. En dit is nooit dwaasheid nie. Buite die herehuis het die engine van 'n sportmotor woedend gebrul. Deur die sygordyne kon hulle sien hoe Katarina se voertuig met gevaarlike spoed teen die laan af versnel, stof opjaag en van die sorgvuldig geplante blomme langs die pad vernietig, laaste daad van woede teen die van Zyl familie. Wat doen ons nou, vra Gustav, hy voel vreemd leeg. Nou, antwoord Cecile, terwyl sy haar seun se hand in hare druk, versorg ons die wonde en gaan ons aan. Soos ons nog altyd gedoen het. Lisa het weer by die deur verskyn, haar gesig bekommerd. Mef. Cecile, moet ek middagete bedien of wil u liewer 'n bietjie rus? Die matriarg het 'n blik met haar seun uitgeruil voordat sy geantwoord het. Ek dink ons almal het 'n oomblik nodig om asem te haal, Lisa. Kan u die maaltyd vir later bære? Natuurlik, mevrou, antwoord die huisbestuurder. Sy het 'n oomblik gehuiwer voordat sy bygevoeg het. Daar is nog een ding wat ek dink julle moet weet. Moeder en seun het nuuskierig na haar gekyk.
Verlede week, terwyl ek die gastekamer wat me Katarina af en toe gebruik het, opgeruim het ek iets vreemds in die badkamer se vullis gevind, het Lisa voortgegaan. Dit was stukkies geskeurde dokumente. Ek het dit destyds nie belangrik geag nie, maar na alles wat vandag gebeur het. Watter soort dokumente, vra Gustaf, skielik waaksaam. Dit het soos paspoortkopieë gelyk, antwoord Lisa. Met verskillende name, maar altyd met dieselfde foto. Kishile en Gustaf het betekenisvolle blikke uitgeruil. Die situasie was selfs ernstiger as wat hulle gedink het. Die middag het stadig gevorder in die van Zyl huis. Na Katarina se stormagtige vertrek het 'n swaar stilte ingetree. Gustaf het in die sitkamer bly sit, sy blik verlore in die skaduwees wat oor die tuin begin val het. Langs hom, op die koffietafel, het die dokumente wat sy ma voorgelê het, steeds rondgestrooi gelê, konkrete bewyse van die uitgebreide klug wat hy amper nie kon sien nie. Lisa het tee voorberei en dit diskreet bedien, voordat sy teruggetrek het om die skoonmaak van die porseleinstukke wat deur die konfrontasie gelaat is, te behartig. Kishile het, na 'n kort rus in haar kamer, teruggekom om by haar seun te wees. Sy het geweet dat, ondanks die teleurstelling, 'n deel van Gustaf steeds probeer het om die verlies van wat hy geglo het 'n ware liefde was, te verwerk. Die rose, het hy skielik gesê en die stilte verbreek. Hoe so, vra Cecile verward. Ek het vanoggend rose vir haar gekoop, verduidelik Gustaf met 'n bitter glimlag. Rooi rose. Ek het gedink ek sou haar vandag verras, voor middagete. Cecile het stil geknik. Die klein ironieë van die lewe was soms pynliker as die groot tragedies. Waar sal hulle wees, het hy voortgegaan, meer vir homself as vir sy ma, ek het dit seker in die motor gelos. Dit maak nou nie saak nie, antwoord Cecile sagkens. Die belangrikste is dat jy die waarheid uitgevind het voordat dit te laat was. Gustaf het opgestaan en na die venster gestap. Buite het die son begin sak en die Johannesburgse lig met oranje en rooi skakerings geverf. Die stad het sy frenetiese ritme voortgesit, onbewus van die drama wat pas binne daardie mure afgespeel het. Weet jy wat my die meeste seermaak, mamma, vra hy, sonder om hom te draai. Dit is nie die verraad self nie, maar om te besef dat ek nooit regtig die persoon geken het met wie ek sou trou nie. Mense soos Carolina is spesialiste daarin om personas te skep, verduidelik Cecile. Hulle bestudeer hul slagoffers, ontdek wat hulle die meeste begeer en verander dan presies in dit. En wat het ek begeer? Die vraag het in die lug gehang, gelaai met kwesbaarheid. Cecile het nader aan haar seun gekom en 'n sagte hand op sy skouer geplaas. Iemand wat jou waardes deel, maar wat ook opwinding in jou lewe sou bring. Iemand gesofistikeerd genoeg vir die sakewêreld, maar ook passievol en spontaan in privaatheid. Gustaf het stadig geknik. En sy het daardie rol perfek vertolk. Sy het dit vertolk omdat sy besef het dit is wat jou sou aantrek. Dit was berekend, seun, nie autentiek nie. 'n Gemaklike stilte het tussen moeder en seun geheers. Geen verdere woorde was op daardie oomblik nodig nie, net die vertroostende teenwoordigheid van mekaar. Die oomblik is onderbreek deur die geluid van haastige voetstappe. Lisa het by die sitkamerdeur verskyn, haar gesig bekommerd. Meneer Gustaf, mef. Cecile, roep sy, daar is iemand by die deur wat met u wil praat. As dit Katarina is, sê dat ons nie tuis is nie, antwoord Gustaf vinnig. Nee, meneer. Dis 'n jong vrou wat sê haar naam is Sofia Meyer. Sy beweer sy is me. Katarina se suster. Moeder en seun het verbaas na mekaar gekyk. Gedurende die hele verhouding het Katarina nooit genoem dat sy 'n suster het nie. Nog 'n leuen het albei aangeneem. Wat wil sy hê, vra Cecile versigtig. Sy sê dit is dringend. Iets oor om u van haar suster te waarsku, verduidelik Lisa. Sy lyk nogal opgewonde en het daarop aangedring dat sy persoonlik moes praat. Gustaf het gehuiwer. Na sy ervaring met Katarina was sy vertroue in vreemdelinge ernstig geskit. Aan die ander kant kon dit 'n geleentheid wees om meer inligting te kry. Vra haar om in die ontvangskamer te wag, het hy uiteindelik besluit. Ek sal met haar praat, maar jy en my ma moet teenwoordig wees. Lisa het geknik en vertrek om die opdrag uit te voer. Cecile het haar parelketting reggemaak, 'n gebaar wat sy altyd gedoen het wanneer sy haarself voorberei het vir uitdagende situasies. Wees versigtig, seun, het sy gewaarsku. Dit kan net nog 'n lokval wees. Ek is bewus daarvan, antwoord Gustaf. Maar ek moet weet hoe ver hierdie web van leuns strek.
Minute later het die 3 die ontvangskamer binnegegaan, waar 'n jong vrou senuweeagtig gewag het. Die ooreenkoms met Katarina was onmiskenbaar, alhoewel Sofia jonger gelyk het en eenvoudige klere gedra het, sonder die ostentatiewe luukse wat haar vermeende suster gekenmerk het. Haar oë het vrees geopenbaar en daar was tekens van moegheid op haar gesig. "Dankie dat u my ontvang," het sy gesê en vinnig opgestaan. "Ek weet dit moet vreemd lyk dat ek so verskyn na alles wat gebeur het." "Hoe weet u wat vandag hier gebeur het?" vra Gustav onmiddellik, sy stem gelaai met wantroue. "Carolina het my so 'n uur gelede gebel," verduidelik Sofia. "Sy was woedend en het gesê dat julle alles verwoes het, dat julle haar uit die huis geskop het, dat die troue gekanselleer is." Cecilia het elke uitdrukking, elke beweging van die jong vrou aandagtig dopgehou. "En hoekom het u ons kom soek, juffrou?" "Meyer," het sy voltooi. "Sofia Meyer. En ek het gekom omdat ek dink julle moet weet met wie julle te doen gehad het." "Meyer," herhaal Gustav. "Ek het gedink jou van was Marais, soos Katarina." Sofia glimlag hartseer. "Dit is net een van die baie name wat my suster gebruik. Haar regte naam is Carolina Meyer. Ons is dogters van 'n klein handelaar uit die buitewyke van Kaapstad. Niks van 'n tradisionele familie of fortuin nie, soos sy julle waarskynlik vertel het." Gustav het na die bank gewys en Sofia genooi om weer te sit. Iets in die jong vrou se direkte eenvoud het meer vertroue ingeboesem as al Katarina se uitgebreide stories. "Hoekom vertel jy ons dit?" vra hy, nog steeds versigtig. Sofia het diep asem gehaal voordat sy geantwoord het. "Omdat ek moeg is om te sien hoe my suster lewens vernietig. En omdat, toe sy my vandag gebel het, sy gedreig het om iets te doen wat nie net julle nie, maar ook haarself kan benadeel." "Watter soort dreigement?" vra Cecilia sigbaar gespanne. "Sy het gesê sy sou met julle afreken, dat sy genoeg bewyse gehad het om miljoene in 'n regsgeding te kry, dat sy invloedryke mense geken het wat die Van Zyl familie se reputasie kon ruïneer." Gustav het 'n bekommerde blik met sy ma uitgeruil. Carolina se dreigemente, of liewer Carolina se, kon nie geïgnoreer word nie. "Hoe kan ons jou vertrou?" vra Lisa skielik, wat almal verras met haar direkte ingryping. "Hoe weet ons dat jy nie jou suster se medepligtige is nie?" Sofia het nie aanstoot geneem deur die vraag nie. Inteendeel, sy het geknik asof sy hierdie wantroue verwag het. "'N regverdige vraag," antwoord sy en maak haar eenvoudige handsak oop en haal 'n koevert uit. "Ek het iets gebring wat kan help om te bewys wie ek is en wie my suster werklik is." Sy het die koevert aan Gustav oorhandig, wat dit met huiwering aanvaar het. Binne was daar ou foto's van 2 dogtertjies wat in 'n duidelik beskeie omgewing groot geword het, ver van die luukse wat Katarina altyd beweer het sy geleef het. Daar was ook skoolrekords in die naam van Carolina Meyer, wat getoon het dat sy openbare skole in Kaapstad bygewoon het, nie elite-instellings in Europa nie. Carolina was altyd buitengewoon intelligent, verduidelik Sofia terwyl Gustav en Cecilia die dokumente ondersoek. En uiters ambisieus. Van kleins af het sy haar oor ons finansiële omstandighede vererg. Sy het gesê sy is in die verkeerde familie gebore, dat sy meer verdien het. "En wanneer het sy begin om dit te doen?" vra Cecilia fyn. "Om vals identiteite te skep om ryk mans te nader." Sofia het die waarheid nie versag nie. Dit het so 6 jaar gelede begin. Eers het sy na Bloemfontein verhuis en gesê sy het 'n werk by 'n multinasjonale maatskappy gekry. Maande later het ons gehoor sy is verloof aan 'n belangrike sakeman. Die verloving het skielik geëindig en sy het vir 'n rukkie verdwyn. "Eduard Joubert," mompel Gustav, en onthou die naam wat in die dokumente genoem is wat sy ma gewys het. Sofia het geknik. Toe kom Durban, waar sy Isabella Visser geword het. Dieselfde patroon, vals werk, elitekringe, vinnige verloving met 'n ryk man. "En wat het gebeur?" vra Lisa, nou heeltemal betrokke by die storie. "Hy het alles voor die troue uitgevind," antwoord Sofia. "Hy het gedreig om haar by die polisie aan te gee, maar het haar uiteindelik net uit die stad geskop met die klere aan haar lyf. Ek dink hy wou die skandaal vermy." Gustav het opgestaan, onwillekeurig sy agitasie. "En daarna het sy na Johannesburg gekom. As Katarina Marais." "Presies. En jy was die volgende teiken." Sofia kyk met opregte medelee na hom. "Ek is so jammer vir dit alles. Ek het probeer om haar te oortuig om op te hou, om hulp te soek, maar sy is geobsedeer. Sy glo vas dat sy in rykdom moet leef, maak nie saak die middele om dit te bereik nie.
Cecilia, wat 'n paar minute stil gebly het uiteindelik gepraat. Hoekom het u besluit om nou na ons toe te kom, Sofia? Wat hoop u daarmee te bereik? Die direkte vraag het die jong vrou nie verras nie. 2 dinge, mef. Cecilia. Eerstens wil ek julle waarsku oor waartoe my suster in staat is wanneer sy vasgekeer voel. Sy sal nie bloot opgee en aanbeweeg nie. Sy sal wraak soek. En tweedens, vra Gustaf. Ek wil 'n manier vind om haar te keer voordat sy haarself heeltemal vernietig, antwoord Sofia met opregte emosie in haar stem. Ondanks alles is sy steeds my suster. En ek weet dat, diep binne, daar pyn en trauma is wat haar optrede lei, nie net gierigheid nie. 'n Reflektiewe stilte het in die kamer ingetree. Lisa, altyd oplettend vir die familie se behoeftes, het tee aan Sofia aangebied, wat dit met 'n dankbare glimlag aanvaar het. Hoe lank weet jy al waar jou suster was, vra Gustaf, terwyl Lisa die tee bedien. Ons het altyd kontak gehou, selfs toe sy vals identiteite gebruik het, verduidelik Sofia. Ek is die enigste verbinding met haar regte lewe wat sy nooit heeltemal verbreek het nie. Ek dink op 'n manier herinner ek haar aan wie sy werklik is. Cecilia het die jong vrou voor haar aandagtig bestudeer. Daar was 'n opregtheid in Sofia wat sterk gekontrasteer het met Katarina se berekende volmaaktheid. Haar gebare was natuurlik, haar woorde direk, sonder die uitgebreide versierings wat altyd haar suster se spraak gekenmerk het. Wat stel u voor ons doen, vra die matriarg uiteindelik. Sofia het die koppie op die tafel geplaas voordat sy geantwoord het. Eerstens, versterk die sekuriteit van die herehuis en die maatskappye. Carolina ken baie besonderhede oor die familie se sake, danksy Gustaf. Gustaf het sidder en onthou al die kere wat hy met trots besonderhede oor sy ondernemings met Katarina gedeel het. Tweedens het Sofia voortgegaan, versamel enige sensitiewe dokumente of inligting waartoe sy toegang mag hê. Verander wagwoorde, werk sekuriteitstelsels op, waarsku sleutelpersoneel om bedag te wees op pogings om inligting te bekom. Dit lyk asof u ervaring het met hierdie soort situasie, merk Cecilia op. Sofia glimlag hartseer. Ongelukkig, ja. Ek het dit al deurgemaak met Carolina se ander slagoffers. En wat het met hulle gebeur, vra Gustaf. Eduard het my suster gedagvaar, maar die saak is weens 'n gebrek aan afdoende bewyse tersyde gestel. Die sakeman van Durban het stilte verkies in ruil daarvoor dat sy die stad verlaat. Albei het aansienlike finansiële verliese gelei voordat hulle die waarheid ontdek het. Lisa, wat die toneel aandagtig dopgehou het 'n belangrike detail opgemerk. Juffrou Sofia, jammer om te vra, maar waar is die suster nou? Weet sy dat u ons kom soek het? Die vraag het Sofia sigbaar gespanne gemaak. Nee, en dit is beter as sy nie weet nie. Toe sy my gebel het, was sy in haar woonstel in Rosebank, besig om haar goed in te pak. Sy het gesê sy het 'n plan B en dat niemand haar sou verhinder om te kry wat sy verdien het nie. Plan B, herhaal Gustaf, verskrik. Wat beteken dit? Ek is nie seker nie, het Sofia erken. Maar ek ken my suster goed genoeg om te weet dat sy altyd 'n agterdeur ooplaat en waarborg ingeval haar hoofplanne misluk. Cecilia het skielik opgestaan. Die dokumente van die kinderhuisprojek. Gustaf, waar is die oorspronklike kopieë? In my kantoor se kluis, antwoord hy. Hoekom? En die digitale kopieë? Op watter rekenaar word dit gestoor? Gustaf het skielik bleek geword. Op die skootrekenaar wat ek in my kantoor hier by die huis los. Dieselfde een wat Katarina verskeie kere gebruik het om, na bewering, aan haar liefdadigheidsprojekte te werk. Ons moet dit dadelik nagaan, sê Cecilia, reeds op pad na die deur. As sy toegang tot daardie dokumente het, kan sy probeer om die projek te saboteer of die inligting vir 'n soort afpersing te gebruik. Die groep het vinnig na Gustaf se kantoor gegaan. Toe hulle daar aankom, was die deur gesluit, presies soos dit moes wees. Ek is seker ek het dit gesluit toe ek vanoggend uitgegaan het, sê Gustaf terwyl hy die sleutel insteek. Toe hulle die deur oopmaak, het alles in perfekte orde gelyk. Die skootrekenaar het op die tafel gelê, oënskynlik onaangeraak. Die kluis in die muur agter 'n diskrete skildery het gesluit gebly. Kyk of iets ontbreek, het Cecilia voorgestel. Gustaf het vinnig die kluis nagegaan en die kombinasie met vinnige vingers ingetik. Die oorspronklike dokumente is hier, het hy verlig bevestig. Daarna het hy die skootrekenaar aangeskakel en die leers nagegaan. Die kinderhuisprojekte lyk ook ongeskonde.
Sofia, wat by die deur toegekyk het, het onrustig gelyk. Dit beteken nie dat sy nie voorheen kopieë gemaak het nie. Carolina is noukeurig met hierdie soort dinge. Sy verseker altyd dat sy 'n vorm van beskerming of hefboomwerking het. Hefboomwerking, herhaal Lisa, verward deur die term. Voordeel bedingingsmag, verduidelik Gustaf. Sofia stel voor dat Katarina, of liewer Carolina, dalk inligting gekopieer het om later teen my te gebruik. Presies, bevestig Sofia. My suster gaan nooit 'n situasie binne sonder om te beplan hoe sy daaruit sal kom nie. En sy aanvaar nooit 'n nederlaag sonder om te verseker dat daar gevolge sal wees vir diegene wat haar verslaan het nie. Die spanning in die vertrek was tasbaar. Die moontlikheid dat Carolina toegang kon hê tot vertroulike inligting oor die kinderhuisprojek, of erger, oor ander aspekte van die familie se sake, was diep verontrustend. Wat kan ons doen, vra Cecile, haar stem vol kommer. Sofia dink vir 'n oomblik. Ek kan probeer uitvind wat sy beplan. Sy vertrou my nog, tot 'n mate. Ek kan voorgee dat ek aan haar kant is, haar vertroue wen, uitvind wat sy werklik beplan. Dit sou gevaarlik vir jou wees, waarsku Gustaf. As sy uitvind dat jy ons help. Ek is reeds in gevaar net deur hierheen te kom, antwoord Sofia met vasberadenheid. Boonop moet dit eindig. My suster het ernstige probleme wat nooit aangespreek is nie. Hierdie obsessie met geld en status, hierdie bereidwilligheid om mense seer te maak, dit sal haar uiteindelik vernietig. 'n Swaar stilte het oor die groep geval, elkeen besig om Sofia se aanbod en die implikasies daarvan te verwerk. As ons dit gaan doen, sê Paul uiteindelik, moet ons uiters versigtig wees. Carolina kan niks vermoed nie. Stem saam, knik Cecile. En ons het 'n plan nodig vir wanneer ons uitvind wat sy werklik het. Gustaf het na die tafel teruggekeer met nuwe energie in sy bewegings. Ek het 'n idee. Maar dit sal absolute vertroue tussen ons almal verg. Gedurende die volgende 2 uur het die groep noukeurig 'n plan opgestel wat die vaardighede en kennis van elkeen gekombineer het. Sofia sou die oë en ore binne Carolina se gebied wees en kritiese inligting versamel oor haar ware bedoelings en bewyse. Paul sou die regverdediging voorberei en elke moontlike aanvalslyn antisipeer. Cecile sou haar kontakte in die Johannesburgse hoë samelewing gebruik om ondersteuning vir die kinderhuisprojek te verseker, ongeag enige kontroversie. Lisa, met haar onberispelike geheue en oplettende waarneming, sou help om ongeruimthede in Carolina se beweringe te identifiseer. En Gustaf sou die aas wees. Is jy seker daarvan, vra Cecile, duidelik bekommerd oor die rol wat haar seun vir homself gekies het. Dit is uiters riskant. Dit is nodig, antwoord hy ferm. Carolina moet glo dat haar plan werk. Slegs dan sal sy haar waaksaamheid genoegsaam laat sak sodat ons foute kan maak. En as sy nie foute maak nie, vra Lisa. 'n Vasberade glimlag verskyn op Gustaf se lippe. Almal maak foute, Lisa. Veral mense wat deur arrogansie en gierigheid gedryf word. Sofia het na die horlosie gekyk. Ek moet nou gaan. Carolina verwag dat ek haar vir middagete moet ontmoet. Dit sal my eerste geleentheid wees om te pyl wat sy werklik beplan. Voordat sy vertrek het die jong vrou telefoonnommers met Gustaf uitgeruil en gedetailleerde instruksies ontvang oor hoe om veilig te kommunikeer. Die spanning was tasbaar, almal het geweet dat hulle 'n gevaarlike spel speel teen 'n onvoorspelbare teenstander. Toe Sofia vertrek het Paul sy dokumente versamel. Ek gaan ons regsverdediging begin voorberei. Ons moet gereed wees vir enige scenario. En ek sal persoonlik elke dokument wat verband hou met die kinderhuisprojek nagaan, het Gustaf bygevoeg. Ons moet seker maak dat daar absoluut niks is wat verdraai of verkeerd geïnterpreteer kan word nie. Die middag het gevorder met elke lid van die groep wat op hul toegewese take gefokus was. Die herehuis, gewoonlik 'n oase van rustigheid, het nou gebrand met 'n gespanne energie van voorbereiding en strategie. Dit was nader aan soononder toe Gustaf se telefoon gelei het. Dit was Sofia. Ek kon met Carolina praat, het sy gesê, haar stem laag gehou. Sy is oortuig dat jy aan haar eise sal toegee. Wat nog, vra Gustaf en plaas die telefoon op luidspreker sodat die ander kon hoor. Sy het genoem dat sy kompromitterende dokumente in 'n kluis het Sofia voortgegaan. Sy wou dit nie vir my wys nie, maar het gesê dit is parels wat die onberispelike reputasie van die Van Zyls kan vernietig indien nodig. Cecile en Paul het bekommerde blikke uitgeruil.
Het sy enige aanduiding gegee oor die inhoud van daardie dokumente, vra die prokureur. Sy het net geïnsinueer dat sy iets gehad het wat verband hou met die grond waar die kinderhuis gebou sou word, antwoord Sofia. Sy het gesê dat sommige vorige eienaars interessante stories sou hê om te vertel as iemand sou vra. Gustav het gefrons, opreg verward. Dit maak nie sin nie. Alle grondaankope was absoluut wettig. Dit kan bluf wees, het de Paul voorgestel. Of sy het dalk vals bewyse gefabriseer. Daar is nog een ding, het Sofia bygevoeg, huiwering duidelik in haar stem. Carolina het 'n oproep ontvang terwyl ons middagete geëet het. Ek het nie veel gehoor nie, maar sy het iets genoem oor 'n volledige dossier wat môre gereed sou wees. Dossier, herhaal Cecilia verskrik. Waaroor? Ek is nie seker nie, het Sofia erken. Maar uit haar toon het dit belangrik geklink. Die persoon aan die ander kant van die lyn het blykbaar vir meer geld gevra en Carolina het geantwoord dat dit elke sent werd sou wees wanneer die van Zels op hul knieë is. 'n Swaar stilte het oor die groep geval. Die dreigement het al hoe duideliker en verontrustender geword. Ek moet meer uitvind oor hierdie dossier, sê Sofia. Ek sal probeer om haar te oortuig om dit vir my te wys en voorgee dat ek haar met haar plan wil help. Wees versigtig, waarsku Gustav. Moenie jouself onnodig in gevaar stel nie. Na die oproep het die groep weer vergader om die strategie in die lig van die nuwe inligting te herevalueer. Ons werk teen die klok, het de Paul opgemerk. As hierdie dossier werklik vir môre voorberei word. Ons moet voor dit optree, voltooi Gustav beslissend. Ons kan nie wag om te sien wat sy beplan nie. Ons moet die inisiatief neem. Hoe, vra Cecilia, haar stem vol kommer. 'n Vasberade glimlag verskyn op Gustav se lippe. Ons sal Carolina presies gee wat sy verwag. Of ten minste, dis wat sy sal dink. Gedurende die volgende ure is die plan tot in die fynste detail verfyn. Elke moontlikheid is oorweeg, elke risiko geëvalueer. Toe hulle uiteindelik geskei het om 'n paar uur te probeer slaap, was die stemming een van versigtige angs. Hulle het 'n gevaarlike spel gespeel teen 'n teenstander wat bewys het dat sy geen grense het nie. Die volgende oggend het Gustav voor dagbreek wakker geword. Na 'n onrustige nag het hy vreemd kalm gevoel. Die helderheid wat met moeilike maar nodige besluite gepaard gaan, het in sy gedagtes ingetree. Hy het na die kombuis afgegaan en Lisa verras wat reeds koffie voorberei het. "U het vroeg wakker geword," het sy opgemerk en vir hom 'n stoomende koppie gegee. "Vandag is 'n deurslaggewende dag," antwoord hy eenvoudig. "Ek het gevoel ek moet myself behoorlik voorberei." "Is u senuweeagtig oor die ontmoeting?" Gustav het vir 'n oomblik nagedink voordat hy geantwoord het. "Nie senuweeagtig nie. Vasberade. Carolina het te lank met mense se gevoelens gespeel. Dit eindig vandag." Die telefoon het stiptelik om 8 gelei. Dit was Sofia. "Carolina sal die ontmoeting aanvaar," het sy vinnig ingelig. "Sy glo dat jy 'n ooreenkoms sal voorstel." "Perfek," antwoord Gustav. "En wat van die dossier wat sy genoem het?" "Ek kon vinnig daarna kyk," het Sofia gesê, haar stem gespanne. "Gustav, dit is ernstig. Sy het iemand gehuur om elke aspek van die kinderhuisprojek te ondersoek. Daar is dokumente, foto's, selfs opnames van gesprekke. Sommige lyk asof dit geredigeer is om kompromitterend te klink." Soos ons verwag het, merk Gustav op en ruil 'n betekenisvolle blik met de Paul, wat pas aangekom het. "Kon jy uitvind wie haar help om dit voor te berei?" "'n Voormalige joernalis genaamd Marius de Wet," antwoord Sofia. "Hy is jare gelede by 'n groot koerant afgedank omdat hy bronne vervals het, maar hy het steeds kontakte in die pers. Carolina betaal om ruim om hierdie narratief teen jou te bou." "Uitstekende werk, Sofia," prys Gustav opreg. "Dit gee ons 'n deurslaggewende voorsprong." Na nog 'n paar besonderhede en bevestigings, het hulle opgehang. Die groep het vir die laaste voorbereidings vergader. De Paul het reeds die owerhede gekontak, het Gustav sy ma en Lisa ingelig. "Hulle sal posisie inneem, maar sal eers optree wanneer ons konkrete bewyse het." "En as iets verkeerd loop," vra Cecilia, die moederlike kommer duidelik in haar stem. "Ons het noodplanne," verseker de Paul. "Maar ons moet vertrou dat Gustav en Sofia die situasie sal kan hanteer." Om 14:00, soos ooreengekom, het Gustav alleen na die eksklusiewe restaurant in Heide Park gegaan, waar hy Carolina sou ontmoet.
Die onderneming, bekend vir sy diskresie en elite kliënte, het privaat kamers aangebied waar sensitiewe gesprekke ver van nuuskierige ore kon plaasvind. Carolina het reeds op hom gewag, elegant soos altyd in 'n donkerblou rok wat perfek met haar velkleur gekontrasteer het. Haar selfversekerde glimlag het getoon dat sy geglo het sy het die situasie onder beheer. "Gustav, my lief," het sy hom gegroet toe hy gaan sit. "Dis goed dat jy besluit het om verstandig te wees. Ek het nie hierheen gekom om beledigings of beskuldigings uit te ruil nie, Carolina," antwoord hy kalm en beklemtoon haar regte naam. "Ek het gekom om 'n oplossing te vind wat hierdie hoofstuk definitief afsluit." Haar glimlag het vir 'n oomblik gewankel toe sy haar regte naam hoor, maar sy het vinnig haar kalmte herwin. "Oplossing is presies wat ek aangebied het. 30 miljoen en ons gaan ons aparte wees. Jy hou jou kosbare reputasie ongeskonde en ek ontvang 'n regverdige vergoeding vir my tyd en toewyding." Gustav het 'n neutrale uitdrukking behou. "Voordat ek op jou voorstel reageer, moet ek presies verstaan wat op die spel is. Watter bewyse het jy werklik oor beweerde onreëlmatighede in die kinderhuisprojek?" Carolina het saggies gelag, 'n geluid wat berekend was om selfversekerd te klink. "Genoeg bewyse om vir weke lank opslae te maak, my lief. Die soort skandaal wat nie net die projek nie, maar dalk selfs die van Zyl familie se sake sou vernietig. Grootse beweringe vereis substansiële bewyse," antwoord Gustav kalm. "Ek is bereid om u voorstel te oorweeg, maar ek moet eers daardie bewyse sien." 'n Skaduwee van huiwering het oor Carolina se gesig getrek. Dit was nie deel van haar draaiboek nie. "Dit is nie nodig nie. Dit is genoeg om te weet dat ek genoeg het om onherstelbare skade te veroorsaak." Inteendeel, het Gustav aangedring. "Dit is absoluut noodsaaklik. Ek gaan nie 30 miljoen oordra bloot op grond van vae dreigemente nie. Wys my wat jy het, en dan kan ons oor waardes praat." Carolina het haar oë vernou en die situasie geëvalueer. Na 'n oomblik van oorweging het sy haar ontwerpershandsak oopgemaak en 'n tablet uitgehaal. "Ek het hier 'n paar voorbeelde. Die volledige dossier is natuurlik op 'n veilige plek." Sy het haar vinger oor die skerm geskuif en 'n leer oopgemaak. "Hier 'n appositreiling tussen jou en die makelaar wat verantwoordelik is vir die aankoop van die grond. Let op hoe die taal 'n voorafgaande ooreenkoms oor opgeblaaste waardes suggereer." Gustav het die dokument noukeurig ondersoek. Hierdie eposse is geredigeer. Kritiese dele van die boodskappe is verwyder om die konteks heeltemal te verander. "Irrelevant," antwoord Carolina met 'n skouerophaling. "Die publiek sien wat hulle wil sien. En 'n goeie joernalis weet hoe om die inligting vir maksimum impak aan te bied." "Verwys jy na Marius de Wet?" vra Gustav nonchalant. Die skok op Carolina se gesig was onmiddellik en onmoontlik om weg te steek. "Hoe weet jy?" "Ek weet veel meer as wat jy dink, Carolina," antwoord Gustav kalm. "Insluitend oor die dossier wat jy bestel het, gebaseer op gemanipuleerde inligting en gefabriseerde bewyse." Vir die eerste keer sedert Gustav haar geken het Carolina werklik gedestabiliseer gelyk. Haar masker van selfvertroue het sigbaar begin kraak. "Dit maak nie saak nie," het sy vinnig herstel. "Die skade aan jou reputasie sou in elk geval gedoen word. Twyfel is 'n kragtige instrument, Gustav. Sodra dit geplant is dit byna onmoontlik om dit heeltemal te verwyder." "U is reg," het hy verrassend saamgestem. "Daarom is ek bereid om te onderhandel. Maar nie 30 miljoen nie. Ek dink aan iets meer geskik vir die situasie." Carolina se oë het met hernieude belangstelling geglinster. "Ek luister." 5 miljoen, stel Gustav voor. "Oorgeplaas na 'n buitelandse rekening na die oorhandiging van alle kopieë van die dossier en enige ander bewyse wat u besit." Carolina lag, hierdie keer 'n opreg vermaaklike geluid. 5. Dit is 'n belediging, nie 'n voorstel nie. Dit is 'n ruim aanbod as in ag geneem word dat u bewyse gefabriseer is, antwoord hy ferm. Boonop is dit 'n bedrag wat ek diskreet kan oordra, sonder om agterdog te wek of verduidelikings aan die maatskappyraad te eis. Carolina het vir 'n oomblik nagedink en duidelik haar opsies bereken. 15 miljoen. Nie 'n sent minder nie. 7 miljoen het Gustav teengestel. En jy onderteken 'n lewenslange vertroulikheidsooreenkoms. 10 miljoen, antwoord sy onmiddellik. En jy sal nooit weer van my hoor nie. Gustav het voorgegee om noukeurig te oorweeg, alhoewel hy reeds presies geweet het hoe die onderhandeling sou eindig. 10 miljoen dan.
Maar ek moet eers al die materiaal sien. Verseker dat alle kopieë afgelewer sal word. 'n Triomfantelike glimlag verskyn op Carolina se lippe. Ek het geweet jy sou verstandig wees, my lief. Jy was altyd bo alles 'n sakeman. Wanneer en waar doen ons die uitruiling, vra hy met 'n neutrale uitdrukking. Vanaand, antwoord Carolina vinnig. In my woonstel. Bring die oordragdokumente en ek sal al die materiaal oorhandig. Ek sal 8 uur daar wees, bevestig Gustav. Toe Carolina opstaan om te vertrek, het sy absoluut selfversekerd gelyk, soos iemand wat pas die transaksie van haar lewe beklink het. Wat sy nie opgemerk het nie, was die klein toestel wat Gustav diskreet onder die tafel afgeskakel het, 'n opnemer wat elke woord van die inkriminerende gesprek opgeneem het. Sy het ook nie die bekende figuur opgemerk wat aan 'n afgeleë tafel gesit het, met 'n sonbril en 'n elegante hoed nie. Sophia Meyer het aandagtig dopgehou en haar rol vertolk in die uitgebreide lokval wat noukeurig voorberei is. Carolina se luukse woonstel in Rosebank het haar persoonlikheid perfek weerspieël, elegant aan die buitekant, maar met iets kunsmatigs in sy byna teatrale volmaaktheid. Duur skilderye wat meer gekies gelyk het vir hul waarde as vir opregte waardering van kuns. Onberispelike ontwerpermeubels wat gelyk het asof dit nooit werklik gebruik is nie. 'n Woning wat sorgvuldig gebou is om te beïndruk, nie om in te woon nie. Stiptelik om 8 uur het die deurklokkie gelui. Carolina het haar voorkoms se laaste keer in die ingangsspieël nagegaan. Sy het 'n rooi rok gekies wat sy geweet het indrukwekkend sou wees. Haar hare en grimering was onberispelik, soos altyd. Sy het vir haar weerkaatsing geglimlag en die oorwinning vooraf gesmaak. Stiptelik soos altyd, het sy opgemerk toe sy die deur vir Gustav oopmaak. Hy het sonder 'n woord ingegaan, geklee in 'n donker pak en met 'n leerleer. Sy uitdrukking was onleesbaar, iets wat Carolina geïnterpreteer het as die berusting van 'n verslaane man. Aanvaar jy 'n drankie, bied sy aan, terwyl sy na 'n elegant toegeruste kroeg stap. Om ons ooreenkoms te vier. Ek is nie hier om te vier nie, antwoord Gustav koud. Kom ons sluit dit eens en vir altyd af. Carolina het haar skouers opgetrek en vir haarself 'n glas champagne ingeskink. Soos jy wil. Altyd so prakties, is dit nie? Dit is wat my aanvanklik na jou aangetrek het, hierdie meedoenlose objektiviteit in sake. Die dokumente, Carolina, het hy aangedring en die poging tot gemaklike gesprek geïgnoreer. Reguit tot die punt, dan. Sy het na 'n ingeboude kluis in die muur gestap, versteek agter 'n abstrakte skildery. Nadat sy die kombinasie ingetik het, het sy 'n dik leer en 'n ispstokkie uitgehaal. Hier is dit. Die volledige dossier, insluitend alle digitale bewyse. Gustav het die materiaal aanvaar en dit oppervlakkig ondersoek. En hoe weet ek dat daar nie ander kopieë bestaan nie? Carolina glimlag en lig die glas in 'n denkbeeldige huil dronk. Jy weet nie. Jy sal my moet vertrou. Soos ek gedurende ons hele verhouding vertrou het. Die sarkasme was duidelik in Gustav se stem. Touchy. Carolina lag liggies. Maar ek kan waarborg dat daar geen ander kopieë sal wees sodra die geld in my rekening is nie. Ek stel nie belang om ons assosiasie te verleng nie. Net daarin om te ontvang wat ek verdien. Gustav het die materiaal op die koffietafel geplaas en sy eie leer oopgemaak, waaruit hy 'n stel dokumente gehaal het. Die oordragpapiere. 10 miljoen soos ooreengekom na 'n rekening op die Cayman-eilande. Onnaspeurbaar en belastingvry, soos ek aanneem jy sal verkies. Carolina se oë het geglinster van skaars verborge gierigheid terwyl sy die dokumente ondersoek het. Elke bladsy het die vryheid verteenwoordig wat sy nog altyd begeer het, vryheid van die beskeie verlede wat sy so verag het, vryheid om haarself weer te herdefinieer, miskien in 'n ander land, met nog meer uitgebreide en oortuigende identiteit. Alles lyk in orde, het sy na 'n vinnige lees opgemerk. Ek het net die handtekening hier en hier nodig. Sy het die plekke met 'n perfek gemanikuurde spyker aangedui. Gustav het die aangebode pen geneem en vir 'n oomblik gehuiwer. Voordat ek teken, moet ek een ding weet. Was alles van die begin af 'n leuen? Elke oomblik, elke woord, elke gebaar. Carolina het opreg verras gelyk deur die vraag. Vir 'n oomblik het iets soortgelyk aan berou in haar oë geflits, maar dit het so vinnig verdwyn as wat dit verskyn het. Nie alles nie, antwoord sy uiteindelik. Daar was oomblikke. Maar jy sou nooit verstaan nie, Gustav.
mense soos jy, gebore met 'n goue lepel in die mond, sal nooit verstaan wat dit beteken om te veg om te oorleef, om op te klim, om 'n plek in die son te verower nie. Jy is reg, stem hy verrassend saam. Ek kan nie jou motiverings ten volle begryp nie. Maar ek verstaan die verskil tussen eerlik veg vir 'n beter plek en manipuleer, bedrieg en afpers om te kry wat jy wil hê. Carolina het haar oë vernou. Spaar my die morele preek. Ons is hier om 'n transaksie te voltooi, nie vir 'n terapiesessie nie. U is reg, stem Gustav saam. Kom ons voltooi dit. Hy leun oor die tafel om die dokumente te teken. Carolina se asemhaling het effens versnel in afwagting. Dit was amper verby, amper vry, amper ryk. Op daardie presiese oomblik het die deurklokkie weer gelui. Carolina frons, duidelik geïrriteerd deur die onderbreking. Ek verwag niemand nie, mompel sy en stap na die deur. Toe sy dit oopmaak, het haar gesig alle kleur verloor. Voor haar het De Paul, 2 polisiebeamptes en Sofia gestaan, haar eie suster, wat haar vermy het om haar in die oë te kyk. Wat beteken dit, eis Carolina en probeer die deur toemaak, net om deur een van die polisiebeamptes verhinder te word. Carolina Meyer, begin die ouer beampte, ons het 'n lasbrief vir u arrestasie vir die misdade van poging tot afpersing en vervalsing van dokumente. Dit is absurd, roep sy uit en tree terug die woonstel in. Sy draai na Gustav, wat nou gestaan het en die toneel met 'n onbeweeglike uitdrukking dopgehou het. Wat het jy gedoen? Wat ek van die begin af moes gedoen het, antwoord hy kalm. Om geregtigheid te soek, nie wraak nie. Carolina lag hysteries. Geregtigheid. Noem jy dit geregtigheid? Dis jou woord teen myne. Niemand sal jou glo nie. Dit was Sofia wat geantwoord het en 'n tree vorentoe gegee het. Dit is nie net sy woord nie, Carolina. Ek sal oor alles getuig. Jou planne, jou vals identiteite, jou vorige slagoffers. Jy. Carolina staar haar suster ongelowig aan wat vinnig in woede verander. My eie suster. Na alles wat ek vir jou gedoen het. Jy het nooit iets vir my gedoen nie, antwoord Sofia hartseer. Jy het my net gebruik wanneer dit gerieflik was, my agtergelaat toe jy my nie meer nodig gehad het nie. Boonop, het De Paul bygevoeg, het ons opnames van u gesprek met Gustav vanmiddag, waar u uitdruklik die afpersing erken en bevestig dat die bewyse teen die kinderhuisprojek gefabriseer is. Carolina het nog bleker geword en met haat in haar oë na Gustav gekyk. Jy het my opgeneem. Wettiglik, bevestig hy. Met voorafgaande geregtelike magtiging, gegeewe die aard van u dreigemente. En ons het die verklaring van Marius de Wet, het die polisiebeampte voltooi. Hy werk reeds saam met die owerhede in ruil vir 'n vermindering van sy straf. Die melding van haar medepligtige se naam het die finale slag gelyk. Carolina se bene het geswik en sy moes haarself op 'n nabygeleë stoel ondersteun. Dit gaan nie so bly nie, mompel sy, maar haar toon het nie meer die gewone selfvertroue gedra nie. Ek het regte. Ek sal die beste prokureurs hier. U het sekerlik regte, stem De Paul saam. En u sal ruim geleentheid hê om dit tydens die gepaste regsproses uit te oefen. Terwyl die polisiebeamptes haar regte formeel gelees het, het Carolina fisies kleiner geword, asof die masker van gesofistikeerdheid en mag wat sy vir soveel jare gekweek het, letterlik besig was om af te val. Ek wil net hê jy moet een ding weet, sê Gustav en stap nader aan haar terwyl die polisiebeamptes wag. Ek het werklik liefgehad vir die persoon wat ek gedink het jy was. En ek sou my lewe vrywillig met haar gedeel het, sonder die behoefte aan leuns of manipulasies. Vir die eerste keer het iets opreg in Carolina se oë verskyn, rou kwesbaarheid wat die verlore persoon agter die sorgvuldig geboude fasade geopenbaar het. Vir 'n kort oomblik het dit gelyk asof sy met dieselfde opregtheid sou kon antwoord. Maar toe, so vinnig as wat dit verskyn het, is die kwesbaarheid vervang deur 'n masker van berekende onverskilligheid. Spaar my die goedkoop sentimentaliteit, antwoord sy koud. Ons weet albei dat hierdie wêreld aan die roofdiere behoort, nie aan die prooi nie. Ek het net my kant gekies. Met hierdie laaste woorde is Carolina uit die woonstel begelei. Toe sy verby Sofia stap, het sy kortliks gehuiwer, asof sy iets vir haar suster wou sê. Maar die oomblik het verbygegaan, en sy het in stilte voortgegaan, haar kop hoog, selfs in nederlaag. Toe die deur toegaan, het 'n swaar stilte oor die woonstel geval. Sofia het emosioneel uitgeput gelyk, soos iemand wat pas 'n pynlike maar nodige beproewing deurgemaak het. Is jy okay? Vra Gustav sagkens. Sy het stadig geknik.
Ek dink so dit was nie maklik nie, maar dit was nodig. Wat sal nou met haar gebeur, vra Gustaf aan de Paul, wat die dokumente en bewyse wat oor die tafel gestrooi was, versamel het. Sy sal waarskynlik veelvuldige aanklagte in die gesig staar, verduidelik die prokureur. Afpersing, vervalsing van dokumente, gebruik van vals identiteit, moontlik bedrog. Gegewe haar agtergrond en die gedragspatroon, het die aanklaer 'n sterk saak. En wat van die vorige slagoffers? Eduard Joubert en die sakeman van Durban. Hulle is reeds gekontak, antwoord ter Paul. Albei het belangstelling getoon om getuienis af te lê, nou dat hulle weet dat dit nie geïsoleerde gevalle is nie. Sofia het stil gebly en die luukse woonstel dopgehou wat haar suster deur leuns en manipulasies verkry het. Alles daar het skielik leeg gelyk, sonder doel of werklike betekenis. Kom ons gaan hier weg, stel Gustaf voor en merk haar ongemak op. Daar is niks meer vir ons op hierdie plek nie. By die uitgang van die gebou het 'n fyn moetreën oor Johannesburg begin val, wat die strate gewas en 'n byna eteriese glans op die stad se ligte geskep het. Dit het gepas gelyk 'n simbool van reiniging na die emosionele storm van die afgelope dae. Wat gaan jy nou doen, vra Gustaf aan Sofia terwyl hulle vir die motor wag. Ek is nie seker nie, het sy erken. Waarskynlik terug Kaapstad toe. Probeer om my lewe te herbou weg van Carolina se skaduwee. As jy enigiets nodig het, het hy opreg aangebied, moenie huiwer om te vra nie. Ek is jou baie verskuldig. Sofia glimlag hartseer. Jy is my niks verskuldig nie. Ek het gedoen wat enige ordentlike mens sou doen. Boonop was dit 'n skuld wat ek gehad het teenoor al die mense wat Carolina oor die jare seer gemaak het, insluitend myself. Toe die bestuurder aankom, het Gustaf vir Sofia 'n saamrygeleentheid na haar hotel aangebied. Op pad het 'n gemaklike stilte tussen hulle ingetree, die soort stilte wat net bestaan tussen mense wat 'n diep transformerende ervaring gedeel het. Weet jy wat ironies is, merk Sofia uiteindelik op. Carolina het altyd geglo dat sy geld en status nodig het om gelukkig te wees. Maar selfs toe sy op die punt was om dit alles te kry, het ek haar nooit werklik tevrede of in vrede gesien nie. Sommige mense vind nooit vrede nie, maak nie saak hoeveel hulle versamel nie, antwoord Gustaf nadenkend. Omdat hulle op die verkeerde plek soek. Terug by die Van Zyl huis het Cecile angstig gewag, nadat sy Lisa se voorstel om te gaan rus, heftig geweier het. Toe Gustaf uiteindelik ingekom het, het die matriarg se oë onmiddellik antwoorde op haar seun se gesig gesoek. Dit is verby, bevestig hy eenvoudig. Carolina is gearresteer. Die bewyse is onweerlegbaar. Die verligting op Cecile se gesig was duidelik. Sy het haar arms oopgemaak en Gustaf het die omhelsing aanvaar en het homself uiteindelik toegelaat om al die emosionele uitputting van die afgelope dae te voel. Hoe gaan dit regtig met jou, vra sy sagkens. Gustaf het vir 'n oomblik oor die vraag nagedink. Eerlikwaar. Hartseer. Nie oor die verlies van Carolina nie, ek weet nou dat ek haar nooit werklik gehad het nie, maar oor die verlies van die idee van haar, van die persoon wat ek gedink het sy was. Cecile knik verstaanend. 'n Rou vir wat kon gewees het, is dikwels pynliker as 'n rou vir wat was. Lisa verskyn met 'n skinkbord tee, haar gesig toon beide verligting en kommer. U moet uitgeput wees, meneer. Ek het die kamer voorberei en skoon klere vir môre uitgesit. Dankie, Lisa, antwoord Gustaf opreg. Nie net daarvoor nie, maar vir alles. U lojaliteit en moed was van onskatbare waarde tydens hierdie krisis. Die huisbestuurder het ongemaklik gelyk met die kompliment. Ek het net gedoen wat enige persoon wat omgee sou doen, meneer. En dis presies hoekom dit so waardevol is, het hy aangedring. Nie almal gee werklik om nie. 3 maande het verloop sedert daardie stormagtige aand. Die lewe in die Van Zyl huis het geleidelik na normaal teruggekeer, alhoewel met subtiele maar beduidende veranderinge. Gustaf het homself nou byna voltyds aan die kinderhuisprojek gewy wat vinnig gevorder het. Die grond is amptelik aangekoop, die argitektoniese planne is gefinaliseer en die konstruksie was op die punt om te begin. Op 'n sonnige Saterdagoggend het die Van Zyl familie vir 'n beskeie, maar betekenisvolle gebeurtenis bymekaar gekom, die lê van die hoeksteen van die nuwe Dagbreek Instituut. Anders as die pompeuze korporatiewe seremonies waaraan Gustaf gewoond was, was dit 'n intieme geleentheid met slegs 'n paar dosyn sorgvuldig geselekteerde gaste. Onder hulle was Sofia, wat die uitnodiging aanvaar het ten spyte van die pynlike herinneringe wat die situasie onvermydelik opgeroep het.
In die maande sedert Carolina se arrestasie het sy en Gustaf gereeld kontak gehou, aanvanklik oor praktiese sake wat verband hou met die geregtelike proses, maar geleidelik ontwikkel tot 'n opregte vriendskap gebaseer op wederwysige respek. Is jy senuweeagtig oor die toespraak, vra Sofia en stap nader aan Gustaf terwyl hy die kinders van 'n nabygeleë tydelike skuiling dopgehou het wat op die terrein gespeel het wat binnekort 'n moderne speelplek sou word. 'n Bietjie het hy met 'n glimlag erken. Maar dit is 'n goeie senuweeagtigheid. Betekenisvol. Hulle hou baie van jou, het sy opgemerk en gekyk hoe die kinders af en toe met duidelike bewondering in sy rigting kyk. Hulle sien jou reeds as 'n soort held. Ek is ver van 'n held, antwoord Gustaf en skud sy kop. 'n Mens wat net probeer om 'n verskil te maak met die hulpbronne wat ek het. Dit klink vir my nogal heldhaftig, het Sofia met 'n sagte glimlag aangedring. Cecilia het nader gekom, elegant soos altyd in 'n ligblou stel. Dit is amper tyd, seun. Die verteenwoordigers van die munisipaliteit het pas aangekom. Gustaf knik en verstel sy dat senuweeagtig. Hoe lyk ek? Perfek, antwoord Cecilia en stryk 'n rebelagtige haarlok van haar seun reg en jou pa sou geweldig trots gewees het. Die melding van die oorlede meneer van Zyl het 'n glans van emosie in Gustaf se oë gebring. Ek hoop so, mamma. Die klein seremonie het met eenvoud en waardigheid verloop. Na kort toesprake van regeringsverteenwoordigers het die oomblik vir Gustaf se toespraak aangebreek. Hy het die klein geïmproviseerde podium betree en na die verwagtende gesigte voor hom gekyk, van owerhede en borge tot die kinders self wat binnekort deur die projek bevoordeel sou word. Goeiemôre aan almal, het hy begin, sy stem het fermer geword na mate hy gepraat het. Ons is hier om nie net die begin van 'n konstruksie te vier nie, maar die geboorte van 'n gedeelde droom. Die nuwe Dagbreek Instituut sal nie net 'n skuiling vir kinders sonder familie wees nie, dit sal 'n huis, 'n skool, 'n sentrum van geleenthede en, bovenal, 'n plek wees waar die toekoms met hoop en waardigheid gebou word. Hy het 'n pouse geneem en direk na die aanwesige kinders gekyk. Baie het my gevra hoekom ek soveel van my persoonlike bates in hierdie projek belê het. Die antwoord is eenvoudig en kompleks terselfdertyd, omdat ek erken dat my voorregte nie verdienste is nie, maar verantwoordelikhede. Omdat ek glo dat die ware waarde van 'n persoon nie lê in wat hy ophoop nie, maar in wat hy deel. En omdat, op die ou end, die enigste rykdom wat werklik saak maak, die lewens is wat ons positief beïnvloed. Cecilia het haar seun met duidelike trots dopgehou en diskreet 'n traan afgevee. Langs haar het Lisa openlik geglimlag en haar gewone professionele diskresie vir 'n oomblik vergeet. Ons het onlangs uitdagende tye deurgemaak wat my baie dinge laat bevraagteken het Gustaf voortgegaan en 'n respekvolle stilte het oor die gehoor geval. Ek het op die moeilikste manier ontdek dat voorkoms kan mislei, dat ons nie altyd die mense wat ons dink ons ken, werklik ken nie. Maar ek het ook geleer dat daar opregte mense is, wie se waarde nie lê in die maskers wat hulle dra nie, maar in die waarheid wat hulle in hul harte dra. Sy blik het kortliks met Sofia se gekruis, wat bemoedigend geglimlag het. Hierdie instituut ontstaan nie net uit my visie nie, maar uit die moed en integriteit van baie mense wat geweier het om toe te laat dat kleinlike belange bo die groter goed seëvier. Mense wat baie gewaag het om te verdedig wat reg is. By die afsluiting van sy toespraak het Gustaf een van die kinders, 'n dogtertjie van ongeveer 8 jaar, met nuuskierige oë en 'n skaam glimlag genooi om hom te help om simbolies die eerste steen van die konstruksie te lê. Wat is jou naam? Vra hy saggies en buig om op haar hoogte te kom. Annelie, antwoord die dogtertjie, duidelik senuweeagtig met soveel aandag. Annelie, weet jy wat ons vandag hier doen? Sy het ernstig geknik. 'n Plek bou vir kinders soos ek om te woon en te studeer. Presies, bevestig Gustaf en glimlag. En eendag, wanneer jy groot is, sal jy dalk ook iets belangriks vir ander mense bou. Dit is hoe ons die wêreld verander, een gebaar van vrygewigheid op 'n slag. Saam het hulle die seremoniële steen geplaas, terwyl kamerflitse die oomblik vasgelê het. Dit was nie die kameras van die hoofstroom media nie, soos Carolina sou wou gehad het, maar die van fotograwe wat gehuur is om die begin van iets werklik betekenisvol te dokumenteer. Na die seremonie, terwyl die gaste by 'n beskeie skemerkelkie gekuier het Gustaf 'n oomblik gevind om privaat met Sofia te praat. Ek het gister nuus oor Carolina ontvang, het hy versigtig opgemerk. Sofia het sigbaar gespanne geraak. Iets ernstigs. Eintlik potensieel positief, antwoord Gustaf. Sy het ingestem om deel te neem aan 'n sielkundige rehabilitasieprogram in die tronk.
Die regter sal dit in haar vonnis oorweeg. Sofia het stadig geknik en die inligting geabsorbeer. Ek hoop opreg dat sy 'n beter, meer autentieke pad sal vind. Ek ook, stem Gustaf saam. Na 'n oomblik van huiwering voeg hy by: Sofia, ek het gedink. Die instituut sal toegewyde mense nodig hê, wat werklik omgee vir die welstand van die kinders. Dit is sekerlik waar, antwoord sy, sonder om heeltemal te verstaan waar hy heen wou gaan. Jy het genoem dat jy dit oorweeg om permanent na Johannesburg te verhuis, het Gustaf voortgegaan. En dat jou ervaring as maatskaplike werker in Kaapstad hierheen oorgedra kan word. Sofia se oë het groot geword van begrip. Bied jy my 'n werk by die instituut aan? Ek bied 'n geleentheid aan, korrigeer hy sagkens. Vir ons albei. Jy sou opregte ervaring en toewyding aan die projek bring, en ek sou die kans kry om werklik 'n persoon te leer ken wat reeds bewys het dat sy die soort karakter het wat ek diep bewonder. 'n Sagte blos het Sofia se wange gekleur. Gustaf, ek weet nie wat om te sê nie. Jy hoef nou niks te sê nie, verseker hy. Oorweeg net die moontlikheid. Sonder druk, sonder verwagtinge behalwe die wederwysige respek wat ons reeds gevestig het. Cecilia het nader gekom en die gesprek sagkens onderbreek. Verskoon my, maar die burgemeester is op pad en wil persoonlik afskeid neem, Gustaf. Natuurlik, ek kom, antwoord hy. Hy draai na Sofia en voeg by: dink oor wat ek gesê het. Wanneer jy gereed is, praat ons verder. Terwyl Gustaf wegstap om sy verpligtinge as gasheer na te kom, het Cecilia langs Sofia gebly. Die twee vroue het in stil, nadenkende oomblik na die area gekyk waar, binne 'n paar maande, 'n kompleks sou ontstaan wat toegewy is aan die verskaffing van 'n beter toekoms vir kinders wat, soos Carolina in haar kinderjare, desperaat opregte geleenthede nodig gehad het. Hy is anders, merk Sofia uiteindelik op. Meer gesentreerd, meer autentiek op een of ander manier. Cecilia glimlag wyslik. Soms moet ons iets wat ons waardeer, verloor om te ontdek wat werklik saak maak. Carolina se verraad was pynlik, maar ook bevrydend. Hoe so, vra Sofia, opreg nuuskierig. My seun was altyd 'n goeie man, maar het geleef in terme van verwagtinge, sy eie en die van ander, verduidelik Cecilia. Nou leer hy om te leef volgens dieper, meer autentieke waardes. Sofia het verstaanend geknik. En die instituut is deel van daardie transformasie. Dit is die simbool daarvan, stem Cecilia saam. Maar nie die enigste aspek nie. Die twee vroue het betekenisvolle blikke uitgeruil, en stille begrip het tussen hulle deurgegaan. Daar was geen beloftes, geen sekerhede nie, net eerlike moontlikhede in 'n nuwe dagbreek. 6 maande later, op 'n sonnige oggend, het 'n klein en uitgesoekte groep bymekaar gekom vir die amptelike inhuldiging van die nuwe Dagbreek Instituut. Die indrukwekkende kompleks met sy moderne maar uitnodigende argitektoniese lyne het oor verskeie hektaar gestrek en eerste klas opvoedkundige, sport, kulturele en mediese fasiliteite aangebied. Gustaf van Zyl, elegant in 'n donkerblou pak, het met duidelike trots deur die gange geloop, vergesel deur Cecilia, Lisa en Sofia, nou amptelik die direkteur van maatskaplike bystand van die instituut. Terwyl hulle 'n groep kinders dopgehou het wat entoesiasties die nuwe biblioteek verken, het Gustaf nagedink oor die buitengewone reis wat hulle daarheen gelei het. 'n Reis wat met leuns en manipulasie begin het, maar wat, ironies genoeg, uitgeloop het op iets diepwaar en transformerend. Weet jy wat die mees buitengewone is, merk Sofia op, asof sy gedagtes gelees het. Hoe iets so moois uit sulke moeilike omstandighede kan ontstaan. Gustaf het geglimlag, sy oë het haar ontmoet. Miskien is dit die grootste les van alles, dit is nie die omstandighede wat ons lot bepaal nie, maar die keuses wat ons maak in die aangesig daarvan. Buite in die wye binnehof het kinders gelag en gespeel onder die Suid-Afrikaanse son, hul stemme het die lug gevul met opregte hoop, die belofte van 'n toekoms wat nie gebou is op voorkoms en leë ambisies nie, maar op waardes wat die toets van tyd deurstaan, waarheid, deernis en die moed om altyd weer te begin. Einde van die storie.